En hy stukkie in Openbaring sê, dat die enigste manier hoe ons die vyand kon oorwin, was deur die bloed van die lam, en deur die woord van ons getuienis. Wat getuig ek en jy? Getuig ons van Christus se oorwinning? Beroep ons op hom? Of getuig ek en jy die tragedie en die ellende wat jy sien? Dit wat jy voel en dit wat jy ervaar wat met jou gebeur? Werk jy saam met die vyand wat hy vir jou oorlieg? Of is jy besig om te getuig van Christus? En dis wat ons doen wanneer ons prys en worship. Ons getuig van sy almag. Ons getuig van sy grootheid. Amen. En dis hoekom die duiwel jou stem wil stille. Dis hoekom hy wil hê jy moet stil bly. Want hy weet as ons daai naam aanroep, daai naam van Christus, moet hy van ons afwyk. Hy moet. He's got no option, he's got no choice. Hy moet gaan. Die Bybel sê inteendeel, hy sal in 7 paaie van jou af wegvlug. Sê vir iemand langs jou in 7 paaie? Kan jy dink hoe dit lyk as daai duiwel, daai Satan, in 7 paaie van jou af moet wegvlug? Amen. En dis wat die Here van ons wil hê. Maar ons moet besef, ons tyd raak min. Ons tyd raak min. In kerk wat ek net al hoe meer en meer ervaar is, dat as ons praat oor hierdie boodskap van die koninkryk van God, om onder sy koningskap in te kom. En ek het dit nou gesê, moet jy besef, dat die vyand gaan alles in die stryd werp. Hy gaan alles probeer om jou en my weg te rokkel, terug te trek na daai ou koninkryk waar ons vandaan kom. En ek weet nie of julle dit besef nie, maar 'n klomp van die goeters wat in die fisiese wêreld gebeur om ons, is baie keer 'n voorstelling van wat in die geesteswêreld aangaan. As jy praat van koninkryk, ons praat die afgelope tyd daarvan om die koninkryk van God te soek bo alles. Wat beteken daai stelling? As hy sê soek die koninkryk van God bo alles, wat beteken dit? Kom ouens. Jy moet dit soek meer as enigiets anders. Dit moet jou obsessie wees. Dit moet jou obsessie raak om God se koninkryk te soek bo alles. Wat beteken daai koninkryk nou weer? Heerskappy. Sê vir iemand langs jou. Heerskappy. Jesus, ons meester, vra vir jou en vir my, en hy sê, asseblief, ek wil hê julle moet my heerskappy, God se heerskappy in julle lewens, bo alles moet julle soek. Dit moet ons primêre doel wees. En as jy 'n idee wil kry van jou, van God se heerskappy, hoe lyk 'n wêreld waar hy regeer, versus hoe lyk 'n wêreld waar die vyand regeer, wil ek vir jou sê, moet jy maar net kyk na wat in ons politieke omstandighede aan die gang is. Sien, ek en jy kan die duiwel blameer net tot op 'n punt. Al wat hy kan doen is om te versoek. Hy kan jou net kom versoek. Dis ek en jy wat 'n keuse maak om toe te gee aan sy versoekings. Kan ek 'n amen hoor? Baie van ons voel soos wat Hansie Cronje baie jare terug gevoel het. Onthou julle toe hulle hom aangekla het met daai max fitching wat hulle gedoen het met die cricket? Toe sit hy in 'n groot verhoor, die King Commission, en hy sit daar en hy bars in trane uit nadat hierdie groot volksheld so verneder is, en sy pleidooi was, die duiwel het my dit laat doen. Die enigste rede hoekom ek en jy luister na wat die vyand vir ons sê, is omdat jou en my vlees nog lewendig is vir sy stem. En as jy wil sien hoe lyk 'n lewe waar jou vlees regeer in plaas van God regeer, kyk maar net hoe lyk dit in ons politieke situasie in ons land. Kyk hoe lyk dit waar die ANC regeer. Alles is chaos. Alles is chaos. Niks werk nie, alles val uit mekaar uit. Ek weet nie of julle dit ook so ervaar en beleef nie. Hierdie gaan nie 'n politieke toespraak wees nie, moenie worry nie. Ek probeer net vir jou 'n handle gee om aan vas te hou. Ietsie om te verstaan wat ons probeer verduidelik. Waar hulle regeer,
daai regering, daai korrupte ouens, daar verval alles. Maar die vraag is, hoe het daai ouens in regering gekom? Het hulle self daar gesit? Julle het vir hulle gestem. James, as die manier nie. My pa het my baie keer as hy my gebel het, dan was dit nou maar so, dan praat hulle bloot daar bo in Limpopo en daar verval alles. Dit is net potholes en as die water nie en as die krag nie en hulle bly in so 'n klein Bosveld dorpie Palaborwa. En dis reg teen die Kreerwiltuin. En nou sien jy hoe dat die Kreerwiltuin binne in die dorp ingroei. So nou word die dorpie 'n onoffisiële ruskamp van die Kruger Nasionale Wildtuin. En hierdie ouens skiem wel, dit moet seker so lyk want ons is deel van die wildtuin, jy weet. Maar dan praat hy met my op die telefoon, dan sal hy net my vertel hoe sleg dit gaan en hoe moeilik dit is en wat se gespook dit is. En nou my pa is nou nogal redelik sterk op die ou regime gewees. En as hy nou so 'n lekker spoed optel, dan sê ek vir hom, hoekom kla julle? Ek sê julle het 94 vir die ANC gestem. Woe! Nou ek sal nou nie vir julle die gekruide taal gebruik wat hy dan vir my sê. Maar ons, ek wil vir jou wys hoe ons as mense is. Hulle het daar gekom as gevolg van mense wat hulle gekies het. Nou dis een ding as jy ietsie of iemand kies wat jy nie veel beter van weet nie. Maar as 'n ander ding dat jy na 30 jaar nog steeds daai mense kies om oor jou te regeer. En ons doen dieselfde. Ons doen presies dieselfde. Ek en jy weet die vyand steel en slag en verwoes. Amen. En tog laat ek en jy toe dat hy nog steeds in ons lewens regeer. Nou wonder jy, hoekom is jou lewe vol potholes? Jy wonder hoekom jy load shedding het in jou lewe. Dit is gevolg van die keuse wat ek en jy maak om hom te laat kom regeer in ons lewens. Dan kyk jy wat gebeur wanneer daar goeie regeringskap opdaag op 'n plek. En vergewe my, ek gebruik dit as 'n voorbeeld of een van die ou hou of nie, dis nie ter sprake nie. Ek wil hê jy moet net kyk na wat gebeur. Dan sien jy wat gebeur in Amerika wanneer daar 'n leier opstaan wat sy mense eerste plaas. Dan sien jy wat gebeur. Wat is die effek van dit? Daar's goeie goed wat gebeur in daai land. Ek weet nie of julle dit besef nie. Maar het julle gesien wat gebeur saam met dit? Het julle gesien hoe manifesteer die linkse mense? Mense wat in dieselfde land woon, wat die voordeel gaan trek van sy goeie regeringskap. Julle gesien wat doen hulle met Elon? Hulle brand al daai Tesla, so ver soos hulle kan brand hulle Tesla dealerships uit. As jy met een van sy karre iewers ry, dan kom die ouens en hulle gooi bomme op die karre, hulle krap die karre, hulle vandaliseer die karre, hulle slaan hulle stikkend. Omdat hy aangestel is om goeie regeringskap te bring, om die regering te help om geld te spaar, vir die van julle wat nou nie weet nie. Hulle het so liggaam geskep, hulle noem hulle DOGE, Department of Government Expenditure. So hulle gaan kyk waar mors die ouens geld en waar is daar korrupsie, dan sorteer hulle dit uit. Hy het al biljoene dollar teruggebring. Wat doen die mense wat eintlik met voordeel daar uittrek? Hulle verbrand sy fabrieke, hulle sê hy's 'n nazi, hulle maak hom uit, hulle maak hom sleg, hulle vloek hom, hulle skree hom, hulle skel hom. So ek en jy moenie verras wees. Dat wanneer jy toelaat dat die Here in jou lewe kom regeer, dat die duiwel nie ook so gaan optree nie. Hy gaan jou moed wil breek. Hy gaan jou wil terugsleep, hy gaan vir jou vertel hoe lekker dit was toe jy onder sy regeringskap was. Pas op. Pas op. Kerk, en dit is hoekom die Here Jesus met ons praat oor hierdie goed en so duidelik met ons praat. Dis hoekom hy soveel klem op dit lê, dat ons onder sy regeringskap moet inkom, want hy wil hê, dit moet goed gaan met jou. Wie van julle glo God wil hê dit moet goed gaan met jou? Maar dit kan net gebeur op sy terme. Kan net op sy terme gebeur.
En nou wonder ons, hoekom sukkel en spook ons so, en ek wil hierdie gedeelte met jou deel, en dan gaan kyk of ek dit in 5 minute kan regkry. Maak gou vir my oop by Matteus 11. Die 5 minute was net 'n grappie vir die van julle wat nou sit in my time. Sien ons baie ons wat daar sit sê ek wil dit sien. OK. Matteus 11 hierso vanaf vers 28 af. Hy sê kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Kom na my toe, almal, sê so 'n bietjie almal, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Ek het laas jaar so 'n bietjie oor hierdie boodskap gepraat, toe ek my 2 seuns gebruik as voorbeelde van hoe lyk dit wanneer jy met 'n juk rondloop op jou lewe. Ag, Hendrie, wil jy gou vir ons daai juk net gaan organiseer asseblief met hom? Ek wil hê julle moet hoor wat is die uitnodiging van Jesus. Kom na my toe, almal van julle wat vermoeid en belas is. Daai vermoeid en belas, hy gebruik die voorbeeld van hierdie juk en van 'n las, en dit verwys na 'n dier toe wat hard moet werk. Dit verwys na 'n dier toe wat gebruik word om 'n wa te sleep, wat geploeg mee moet word, maar dit is 'n dier wat 'n harde, moeilike werk moet doen. En Jesus gebruik daai voorbeeld en hy sê, as jy kyk hoe lyk daai dier aan die einde van die dag, wanneer hy die hele tyd met daai juk op sy skouers moet rondloop, of daai las op sy rug moet dra, dan sien jy hy's uitgeput. Nou maak hy die vergelyking en hy sê, almal van julle wat so voel, en wie so lyk, hy sê, kom na my toe. Want my plan vir jou is nie dat jy so afgerem moet wees nie, is dat jy so opgebruik moes wees nie. My plan vir jou is, ek wil hê, jy moet in my rus kom, want dis wat hy beloof, nê? Kom na my toe, want ek wil vir jou rus gee. Ag, Hendrie, skus, Jacques, help my net, ons net gou hierdie ding op hom sit. Ja, nie middel, asseblief, ja. Ek doen dit nie omdat Hendrie die een is wat die meeste soos 'n donkie lyk, nie? Jong billetjie dalk, nê? En die idee van dit is dat hierdie apparaat word gebruik, daar's goed aan hom vasgemaak, en soos wat hierdie dier die effort insit, die moeite doen, so word wat ook al aan hierdie ding vas is, word beweeg en word geskuif. Maar hierdie ding veroorsaak dat na 'n gelang van tyd, van al hierdie geruk en gepluk en vorentoe en agtertoe, nê, begin dit stik en skuur. Dit begin blaase gee, daar begin eel te kom. Dit maak seer. En kan julle sien hoe amazing is dit, is dat ek vat net, hy staan met sy hele liggaam daar, ek gebruik my 2 hande, nê? En al wat ek hoef te doen is dit. Kyk hoe beheer ek hom. Sien hoe maklik is dit vir my. Sien julle? Dis nie net omdat ek groot en sterk is nie, dis omdat hierdie ding nie werk nie. Dis 'n grapie, regtig, die van julle wat nou sê, hy's wyn. Dankie, Hendrie. En dis presies hoe die vyand met ons werk. Jesus sê, hy kyk na ons as mense en hy sien in wat so toestand hy is, en hy besef dat ons onder die juk van hierdie lewe is. Ons word beheer, ons word rondgeorder deur iets en deur iemand. En nou kyk hy en hy sê, dit breek sy hart om ons in daai toestand te sien, en hy roep ons na hom toe, en hy sê, kom na my toe. Kom jy na my toe? Hy sê, dan bring jy daai juk. Hy sê, en dan, laat jy my toe, laat ek hom vir jou afhaal.
Die Bybel sê dat God is die God wat juke verbreek. Weet jy dit? In ander woorde, hy vat daai juk en hy smyt hom daar en hy verbreek hom. Want hy wil hê jy moet in sy rus kom. Maar wat veroorsaak hierdie vermoeidheid, hierdie belasting, hierdie swaarheid, wat veroorsaak dit? Dis die fight om te oorleef vir jou en vir my. Ek en jy is in 'n fight of survival. Dis hoekom Paulus ons aanmoedig om die goeie stryd te stry. Hy vertel vir ons in Efesiërs 6, praat hy met ons, wanneer hy praat oor die wapenrusting, dan sê hy sê die wapens van ons stryd. In 2 Korintiërs 10, dan sê hy, God het vir ons sekere geestelike wapens gegee, dan sê hy, dis geestelike wapens wat ons mee moet veg. So jy en ek is in 'n fight. Die mensdom is in 'n fight, want die duiwel het afgekom, en hy's kwaad. Hy het met woede afgekom. Ons weet die Bybel sê, dat hy kom om te steel, slag, verwoes. Ons weet, die Bybel sê, dat hy loop rond soos 'n brullende leeu om wat te doen? Om te kyk wie hy kan. Wat beteken dit as dit sê hy verslind? Dit beteken hy skeer jou letterlik uitmekaar uit. Hy loop rond en hy soek. Hy's op die uitkyk vir wie van ons laat nog toe dat die jukke en die bekommernis en die worry en die spook van die lewe in ons lewens 'n realiteit bly. Ons kry die week almal die boodskap. Daar's nog iemand by Voëlklip af. Die week voor dit was daar ook 'n persoon by Voëlklip af. Ouens, dis die mense wat ons van hoor. Hierdie was nou met iemand wat naby aan ons was. Maar kom ek vir jou sê, die duiwel is kwaad. Mense spook. Mense stoei. En hier sit van God se kinders wat nie in sy rus kan kom nie, want die duiwel mors met jou. Hy mors met jou. En ek en jy laat dit toe, want ons weet beter. Nou maak God hierdie uitnodiging vir ons om sy rus te kom, en jy sê my, maar Jonas, as dinge net kan rustiger raak, as dinge net kan beter raak, as daar net beter omstandighede kan kom, dink jy vir een oomblik die vyand gaan vir jou daai genade betoon om vir jou die ideale omstandighede te gee? Hy's 'n mensemoordenaar. Hy haat jou en hy haat my. Hy kan God niks doen nie, maar al hoe hy God se hart kan breek is wanneer hy by God se kinders kan uitkom. Is wanneer hy deur jou en my skade kan maak in ons lewens. Nou kom Jesus en hy maak die uitnodiging. Hy sê, kom na my toe want ek wil hê julle moet rus hê vir julle siele. Waar is jou sielsdimensie? Help my bietjie. Is jou denke, sê so 'n bietjie jou denke. Hy wil hê dit moet hier rustig raak. Want waar is jou en my se grootste fight? Dis hier. My grootste fight is hier wat in my kop aangaan. Is wat met my gebeur, is wat ek aan blootgestel word. Dis een ding, maar dit is hoeveel tyd ek op daai goed spandeer wat na die tyd deur my kop spoel. As ek 'n argument gehad het met my vrou, as ons 'n bietjie woorde gehad het. Daai woorde wat ons het is vir 'n oomblik. Is dit warm en dis kwaad en daar's dalk 'n bietjie harde goed wat val. Maar is vir 'n oomblik is dit verby. Weet jy waar begin my fight? As ek daar wegstap. As ek aanstoot geneem het. As hierdie hardheid in my hart reageer op wat nou net hier gebeur het. Dan gaan sit ek in 'n hoekie en die duiwel sit hy video vir my aan. En ek begin goeters deur my kop speel. En ek gaan onthou al die kere wat hierdie ding al gebeur het. En ek gaan haal daai ou koeie. Ken julle hulle? Sê 'n bietjie ou koeie. En ek gaan haal daai ou koeie uit die sloot uit.
En dan begin die duiwel vir my 'n patroon wys en hy begin met my praat en voor ek myself kry, dan begin ek met hom saamstem. Amen manne. Jesus, julle is 'n klomp bang manne, né? Dan begin ek met hom saamstem. En wat gebeur hier binnekant? Ek het my rus verloor. Ek het my vrede verloor. En daar's angs, en daar's kwaad, en daar's bitterheid. En dis hoekom Jesus sê, ek wil vir jou rus in jou siel gee. Hier waar die vyand kom versoek. Hier waar jou leuns mee belaai. Ek wil vir jou daar rus gee. Maar dan moet jy na my toe kom. En jy moet, wat ook al dit is wat jy mee worstel, moet jy dan vir my gee. Jy moet dit na my toe bring, sodat ek vir jou die rus kan gee wat jy so na smag. Ek wil jy moet gou jou Bybel na blaai na 1 Petrus 5 toe. Ek het nog so 2 minute oor van die 5 minute, dan is ek klaar. Hendrie bly nie. 1 Petrus 5, amper agter in jou Bybel. Hier van vers 6. Hy sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Hy sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir jou. Al die goed wat hier aangaan die binnekant, die bekommernis, die geworry, die vrese, die angs wat jy het. Hy sê, gooi die goed op wie? Wat sê jou Bybel? Op hom. Hoekom? Want hy gee vir jou om. Rym nogal, nee. God gee vir jou om. Maar in sy grootheid en in sy omgee en in sy liefde vir jou, kan hy jou nie help, as jy dit nie na hom toe bring nie. Dis hoekom die uitnodiging is, kom na my toe, die van julle wat moeg gedra is. Die van julle wat op is, wat nie meer kan nie. Kom na my toe, en as jy hier by my kom, dan kom leer ek vir jou. Dan leer ek vir jou, en ek wys vir jou, want ek is sag en ek is nederig. Ek gaan jou nie veroordeel nie, ek gaan nie met jou raas nie, ek gaan nie met jou beklei nie, omdat jy met hierdie goed rondloop nie, en omdat jy met hierdie goed spook nie. Hy sê, kom net aan my toe, dan gee jy dit vir my. En hy sê, dan gaan jy rus kry vir jou siel. Want dan is daai probleem nie meer joune nie. Daai ding wat jy gedra, daai ding wat op jou was, is nie meer joune nie. Want die idee van daai las en van daai juk is daai ding druk jou in die grond in. Skus Hendrie, as jy net kan. Daai goed druk jou in die grond in. It's a heavy burden to carry. Jy kan nie meer nie, jy's al moeg. Jy smeek en jy vra, maar in jou smeek en jou vra, hou jy maar nog steeds die ding op jou rug. Dis nie asof dit vir jou so groot en so moeilik is, dat you endure dit. Die Here sê, hoe wil jy dit doen? Hier staan ek en ek sê vir jou, ek wil jou optel. Maar net soos wat jy onder die gebukkendheid van jou las loop, so sê God, nou wil hy, jy moet daai selfde houding inneem, wanneer jy na hom toe kom en sê, Here, ek buk voor U neer, want ek is afhanklik van U. Ek besef, dis net U wat kom, en wanneer ek buk, wanneer hy daai las vir my kan aflaai. En as hy daai las van my aflaai, dan sê die Bybel, dan sit hy sy juk op my. En weet jy, like Jesus se juk? Jesus se juk is 'n koning wat agter jou staan. En die Bybel sê, ek en jy sal 'n stem hoor agter ons wat vir ons sê, hey, gaan
Henry, gaan regs. As die vyand in jou vlees regeer, dan ruk en pluk hulle jou, waartoe hulle jou wil hê. Hulle stoot jou soontoe, hulle trek jou terug. Jy's nie beheer van jou lewe nie. Dis hoekom God sê, ek het jou nie 'n gees van vrees gegee nie. Vrees is 'n gees. He takes possession. En hy's 'n wrede taskmaster, ouens. Hy's 'n slawedrywer. Jy luister vir hom, dit is hoekom hy jou kan beheer. En hy werk rof met jou. Hy's ongeskik en hy het nie genade nie, want hy wil jou verwoes. Nou sê Paulus vir Timoteus, God het nie vir jou 'n gees van vrees gegee nie, maar hy het vir jou wel 'n gees gegee van krag en van liefde, selfbeheersing. Die probleem is, ons het nie selfbeheersing nie, want ons word beheer. Deur al hierdie laste, al hierdie bekommernisse. En dis hoekom Petrus vir ons leer en sê, hey, bring dit na Jesus toe en gooi dit op hom. Maar vir jou om dit te doen, moet jy jou verneder. Jy gaan moet besef, jy het hom nodig. En dis wat ek by jou wil los volgende kerk. Ek wil nie ons moet hoor, dat die rede hoekom ons nie kan doen en kan wees wat Christus wil hê ons moet wees nie, is omdat ons nog te veel beheer word. Jou vlees is nog te veel in beheer van jou lewe. Sê vir jou, maar jy's verskriklik verwaand. Dankie Hendrik, kan gaan sit. Jy sê dalk net van jy's verskriklik verwaand om nou sommer so 'n breë veralgemening te maak. Nou kom ons toets dit. Wie van ons sal almal graag wil hê ons huwelike moet beter lyk? Kan ek jou hande sien? Help my bietjie. Nie nou wegkruip nie. Hoekom steek jy jou hand op? Ja, Jacques en Jan het vir ons duidelik vanoggend gewys. Maar kom nou ouens. Hoekom? Hoekom sal jy graag wil hê jou huwelik moet beter lyk? Wie van ons almal graag beter Christene wil wees? Kan ek daai hande sien? O, hier is dit raak nie beter nie. As nou gehelp het, is net een of twee julle hande opgesteek. Maar hoekom het jy jou hand opgesteek? Wie van julle sal graag wil hê dat jou finansiële toestand beter moet lyk? Kan ek daai hande sien? Wie van julle sal graag minder skuld wil hê? Daai ouens sê, nou wys, as die poppel deur die waier gaan, dan wil ek al die bank se geld hê. Hulle moet die ras vat, nie ek nie, né? So ek hoor julle. Wie van julle sal beter verhoudings met julle kinders wil hê? Is alraai, jy wil 'n beter verhouding met jou pa hê, nee. Ek ken jou pa, ek sal ook so gevoel het as ek jy was. Kom nou ouens. Hoekom bly ons lewens nog so vol potholes? Hoekom sukkel ons om die vrug van die Here in ons lewens te sien? It all boils down to this one thing. Hier is die bepalende faktor vir jou en vir my. Dis ons gehoorsaamheid. Die een wat jy gehoorsaam, is die een wat gaan regeer in jou lewe. As jy God gaan gehoorsaam, dan gebeur 'n snaakse ding. Dis 'n snaakse ding wat gebeur, as jy na Jesus luister. En dit het te doen met daai rus en met daai vrede. Maak gou saam met my oop by Johannes 14. Johannes 14 vers 15 sê Jesus die volgende. Hy sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. As jy my liefhet, bewaar my gebooie. Nou gaan hy vir ons verduidelik hoekom. Hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Daai vertrooster, die Heilige Gees is ons helper.
Nou wil ek jy moet saam met my spring na vers 21. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Hoeveel keer voel ons as kinders van die Here nie alleen nie? Wie van julle het al oor daai ding gesê? Here, ek voel so alleen. Baie keer voel ek eensaam. Ek voel baie keer, Here, waar is U? Wie van julle het al oor daai woorde gesê? As jy in 'n krisis is, as jy in die moeilikheid is. Here, waar is U? As ek en jy wil hê dat ons Christus se teenwoordigheid moet ervaar, moet ons begin besef, ons moet gehoorsaam wees aan hom. Ons moet doen wat hy ons vra om te doen. Hy sê, dan gaan ek myself aan jou kom openbaar. Hoor wat gebeur volgende, daar is niks dan. Vers 22. Hy sê, Judas Iskariot sê toe vir hom, Here, hoe is dat U ons sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom en by hom kom woning maak. As ek en jy gehoorsaam is in wat Jesus vir ons vra om te doen, gaan hy kom, hy en die Vader, en hy gaan sy woning binne in ons harte kom maak. Wie van julle sal like as dit die adres is waar die Here gaan bly? Kom nou. Hoe doen hy dit? Deur sy Heilige Gees. Jy sien, in die oomblik wanneer hy hier bly, wanneer ek weet dis hy wat binne in my bly, ouens, dan sal niks wat my meer kan bang maak nie. Daar's niks wat my meer kan laat skrik nie. Hoekom sit ons hierdie geweldige sekuriteitssisteme by ons huise in? Hoekom het ons IDT? Hoekom het ons, ek sien die ouens kom met die snaakste name nou uit, SWAT team, Black SWAT team, en ons het al hierdie geweldige goeders wat ons bou mure, ons het CCTV kameras op. Hoekom het jy al daai sekuriteit by jou huis? Want hoe wil jy slaap in die aand? Ek kan nie hoor nie, rustig. As jy niks van daai goed het nie, en jy hoor 'n gekraak, en jy hoor 'n hond wat blaf, dan sal onrustigheid binne by jou. Ons huis is so sekuur gemaak dat ek kan vir 2 weke weggaan en my vrou alleen by die huis los met die kinders. En ek hoef nie te bekommer nie, want ek weet daar's mense wat ek kan beskerm, wat ek kan oppas. En dis wat Jesus vir jou en vir my wil sê, is dat die manier hoe jy ontslae raak van die angs en van die vrees en van die onsekerheid, wanneer jy rus kry vir jou siel, is wanneer jy na hom toe kom en jy doen wat hy vir jou vra om te doen. Ek wil 'n beter huwelik hê. Maar manne, doen ons wat God vir ons vra, hoe ons in ons huwelike moet wees. Het ek en jy ons vrouens lief, soos wat Christus die kerk lief het? Paulus beskryf wat hy sê, julle moet julle vrouens lief hê, soos Jesus die kerk lief gehad het. Hy het sy lewe neergelê vir die kerk. Waar's Bevan? Dis nie beeldspraak nie. Dis wat hy vra. Manne, lê jou lewe neer soos wat Jesus vir die kerk gesterf het. En dan kleer hy daai prentjie in. En hy sê Jesus het die kerk gewas met sy woord. Skoon gemaak. Sodat daai kerk sy liggaam skoon kan wees sonder vlek en sonder rimpel. Manne, was ons woorde ons vrouens skoon? Of gooi ons woorde aantuigings, beskuldigings, verwyte, ondankbaarheid? Want as ek rus in my huwelik wil hê en vrede in my huwelik wil hê, dan moet ek dit doen soos wat Jesus vir my vra ek dit moet doen. Amen. Dames, hoe wil jy met jou huwelik lyk? Dan moet jy miskien so 'n bietjie ophou om jou man so sy ma te hanteer.
Want party van ons vrouens dink jy is jou man se ma. Jy wil vir hom die hele tyd sê wat hy moet doen. Kom nou. Jy deel die hele tyd opdragte uit. Ja, maar Dion, as ek dit nie doen nie, dan gaan niemand dit doen nie. Dis nie jou plek nie. En ek verstaan vrouens, ek verstaan hulle standpunt. Vrouens is kwaad en hulle is nikkerig en is ongelukkig want ons mans is soms slaphakig. Omdat ons mans nie doen wat God ons geroep het om te doen nie. Nou sit jy jou vrou in 'n situasie wat sy nie moet inwees nie. Jesus, maar dit raak nou stil. Maar dis die waarheid, ouens. So vrouens, wat vra die Here vir jou? Hy sê wees onderdanig aan jou man. Wees jou man se helper. Help die perd. Moenie karring en torring en preek en nag nie. Salomo het in sy groot wysheid gesê, dis beter om iewers alleen op die hoek van 'n dak te gaan sit as om dan is na die gekerm van 'n vrou te luister. Ek sien die lag ouens baie versigtig nou volgende. Hallo? Kom nou. Dit is nou een voorbeeld, maar in soveel ander areas van ons lewens. Luister ek en jy wat Jesus sê? Want as ons gehoorsaam is, gaan ons sy inwoning ervaar. En dit gaan vir ons daai rus en daai vrede bring wat ons so graag wil hê. But if you enjoy the ANC government, hou aan stem vir hom. Want jou vlees is soos die ANC regering. En ons lag vir ander mense en ons sê, "How stupid kan julle wees? Kyk wat doen hulle aan julle." Maar Kippie doen dieselfde. Ek hou aan om my vlees te kies. Ek hou aan om te luister vir daai gedeelte van my wat my wil saboteer. Ek weet wat my vlees aan my gaan doen, ouens. Ek weet wat gebeur as ek luister vir Dion van Sail. Ek weet wat gaan die uiteinde wees. Ek het al baie pak slaag gekry. Maar as ek myself kry, dan trek ek maar my kruisie daar. Hoe dom kan 'n mens wees? Dan verstaan ek nie hoekom daar onrus is. Ek verstaan nie hoekom ek so angstig is nie. Kerk, hy roep ons en hy vra vir ons, ek wil vir jou rus en vrede gee. Maar julle moet luister na wat ek vir julle vra. Because that's the best way for you. Maak jou oogies toe asseblief waar jy sit. Sien die rede hoekom die vyand so staat maak dat jy gaan toelaat dat jou vlees regeer, is daar waar jou gees regeer, is daar altyd chaos. En hy is die outeur van chaos. Hy funksioneer op sy beste in chaos. Want in die chaos kan jy nie raak sien wie dit veroorsaak nie. Jy kan dit nie pinpoint nie. En hy wil nie uitgevang word nie. Hy wil nie erken word dat dit hy is nie. En hy weet in daai chaos maak ons daai tipe besluite ook. Ons maak angstige besluite. Ons tree angstig op. Ons kom met kwaad woorde en ons kom met kwaad antwoorde en ons reageer. Sien, maar daar waar die vrede en die rus van die Here is, daar kan ek en jy so 'n bietjie terugtreë en ons kan perspektief kry. En ons kan sien wie val aan, van waar af kom dit? En ons het tyd om te dink oor hoe ons gaan reageer. Maar soms van ons, die duiwel hou party van ons so vas met ons vermoeidheid en met ons belasting. Met hierdie jukke en hierdie laste in ons lewens. Ons het soveel goed dat ons mee spook en mee stoei. En jy voel dit oorweldig jou. Gideon, ek sal bitter graag wil luister vir julle. Ek sal bitter graag daai rus wil hê, maar Jesus, hoe ken jy my lewe? Dan wil ek vir julle, dis juist hoekom hy met ons oor dit praat. Ek ken nie jou lewe nie, maar hy ken jou storie. And he's qualified to deal with your burdens. Jy hoef niks te doen behalwe net om te sê, Here Jesus, hierso ek gee oor.
Ek hou op fight, ek hou op spook. Ek bring hierdie goeders bring ek na U toe. Ek bring dit na U toe, want ek weet die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. En as jy is vanoggend, sê Dion, ek het nodig dat die Here Jesus my net help met hierdie laste, en met hierdie bindings, en met hierdie goeders wat my vashou, wat my terughou en my keer, dat ek nie rus hier binne kan kry. Hy het al vir so lank gesteel en geslag en verwoes. En al wat ek vanoggend, ek smag na rus. Ek smag na daai Psalm 23 se waters waar rus is. Ek voel partykeer my kop wil ontplof van hierdie goed wat ek oordink en deurdink. Ek smag so na daai rus. As dit jy is, gaan ek jou vra net daar waar jy steek jou hand so vinnig op. Sê dan ek soek daai rus in my lewe. Hou hom daar vir ons, hou hom daar vir ons. Hou net jou handjie daar. Ek is moeg gefight, ek is moeg gespook. Dankie Here Jesus, dankie Here Jesus. En nou gaan ek jou vra al wat jy moet doen volgens. Ek wil jy net daar wees sit. Jy sê Here Jesus, ek kom vanoggend en ek gooi hierdie bekommernis op U. Cast your burdens unto Jesus. Dis om dit af te gooi. Nie af te lê nie, af te gooi. Get it away from you. Kry dit weg van jou af. I want to cast it unto you, Lord Jesus. Want U sê, U gee vir my om. You care for us. Vyand waar jy so verwaand en arrogant sommer net so in ons lewens kom verwoesting saai. Wil ek vanoggend net besef en ek wil dit bely, Here, dat ek kan hom probeer die skuld gee en ek kan probeer om hom te blameer, maar Here, dis ek wat dit toelaat. En ek wil vanoggend repent. As daar van julle is wat sê Dion, ek besef ek kan hom net tot op 'n punt die skuld gee, maar ek wil vanoggend bely. En sê Here, vergewe my waar ek toelaat dat hy kom lieg vir my. Vergewe my waar ek aanhou om te kies die dood in plaas van die lewe. As sulke mense is, dan wil ek jy net jou hand op en sê Here, ek repent. Ek bely van dit volgende. Ek kies te veel die vyand wanneer hy vir my kom lieg, wanneer hy vir my kom wil mislei. I repent of that, Lord. En ons bid vrede vors dat U deur ons beweeg hier in ons midde. Beweeg net so deur ons banke, beweeg so deur ons rye. En kom staan net stil by U kinders wat ver oggend U aanroep. Wat ver oggend kom en hulle self verneder voor U. Sê Here Jesus, hier is ons. Here, ons wil hê U moet U woning by ons kom maak. Ons wil hê U moet kom en ons wil ervaar hoe dat U binne kom woon. Ons wil hê U moet U self aan ons kom openbaar. Ons wil U kan hoor, Here Jesus. Help vir ons het 'n leidsman, maar ons kan nie sy stem herken nie. Ons kan nie sy stem hoor nie. Help vir ons het hierdie helper, maar ons kan nie luister nie, want ons sukkel om hy stem te identifiseer. Asseblief Here Jesus, kom help ons volgende. U sag en U is nederig. U raas nie volgende met ons. U beklei nie volgende met ons. U is net desperaat om te sien hoe dat ons loskom en hoe dat ons vrykom. In Jesus naam. In Jesus